He's become our everything. Come on, church, let us dance. And so let us dance before Him. Make a joyful noise. So let us shout aloud. He's our delight. He's the giver of new life. And awesome Father, it's you we praise. Precious Jesus, yeah, in this place. Ooh, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Fire, help us lift this name up higher. Praise Almighty God. So let's praise Him. So praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. So praise Him, praise Him, praise Him, praise. So let's praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, yeah, praise Him. So praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Fire, help us lift His name up higher. Praise Almighty God. Come on, let's sing it again. Come on. So praise Him. So praise Him. Come on, let me see your hands. Just praise Him. Come on. Praise Him. So let us praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise. Sing it one more time. So praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise Him. So let us praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Fire, help us lift His name up higher. Praise Almighty God. Hey, so let us praise Almighty God. Ooh, praise Him. So praise Almighty God. Hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Come on, let's praise Him, church. Kan ons die koning nog so 30 sekondes van jou beste prys gee? Hallelujah. Almagtige God en hemelse Vader, dit is 'n wonderlike oomblik net om in die huis van die Here te wees. Ons is so bly om hier te kan wees. Ja, die atmosfeer is koud en dit is koud buite, maar ons harte is so warm want ons weet, Here, U is hier in ons midde, Here. Baie van ons het al gekom, Here, met uitdagings, Here, met probleme, met situasies wat nie almal verstaan nie, Here, met pyn, Here, met seer. Maar ons weet, U is die God, die geneesheer. U is die een wat alles verander, omdat ons weet, U bly en is in beheer, Here. Ons is so diep afhanklik van U vanmôre om net vir ons te lei, Here. Heilige Gees, kom lei ons in alle waarheid. Kom lei in, Here, hierdie diens. Neem oor vanmôre, Here. Ons gee die diens totaal en al oor aan U, o Heilige Gees. Ons wil niks vanmôre uit onsself uit doen, Here. Ons is mens, Here. Ons is feilbaar. Ons stel nie so dikwels te leer, Here. Maar U bly konstant, Here. U bly getrou. Here Vader, Here, dankie dat U aan ons dink, Here. Wat is ons dat U aan ons dink, Here Vader? Die woord sê, wat is die mens dat U aan ons dink? Ons dankie dat U vanmôre aan ons dink, Here Vader. Here, ek is so in afwagting en Here, so opgewonde, Here, vir wat U vanmôre gaan doen in hierdie diens, Here. Here, kom ons tegemoet vanmôre, ons gebied die seën, Here Vader.
Here, waar U is, Here, waar U Gees is vryheid, Here Vader. Daar is eenheid vanmôre en ek bid dat U ons geliefdes vanmôre seën. Ons het nie gekom, Here, in wyn, Here Vader. Ons het gekom omdat ons iets wil ontvang vanmôre en ek weet ons gaan nie dieselfde uitstap nie, Here Vader. Ek eer U vir wat U gaan doen in elkeen van ons harte, in elkeen van ons lewens vanmôre, Here. Vader, U is vanmôre U in ons midde, Here, want die woord verklaar waar 2 of 3 in U midde is, daar is U met ons, Here. Here, kom seën hierdie diens, Here Vader. Ons gee dit totaal en al in U hande, oor elke lied wat gesing gaan word. Seën ons orkes, Here. Seën ons stembande, Here. Raak ons aan vanmôre, Here Vader, ons pastoor wat die woord gaan bedien. Salf sy lippe, Here. Ek dank U vir kragtige woord, Here, bonatuurlike woord wat U op sy hart gelewe het, Here. Here, kom seën hom, Here. Salf sy lippe vanmôre. Is my gebed in Jesus se naam, Here Vader. Seën, Here, ook elkeen wat gaan saai vanmôre, Here. Elke offerande, Here, tiende, Here, bid ek dat U, Here, in elkeen van ons behoeftes sal voorsien, Here. Ek bid, Here, dat U, Here, ook vir diegene sal voorsien wat nie het om te gee, Here. Dat U 'n weg maak in elkeen van ons se omstandighede, Here Vader. Maar kon seën ons hart, Here, want U te blymoedige gewer het U lief, Here. En ons dank U, Here, dat U, Here, daar sal ingryp, Here. Kom seën ons, is my gebed in Jesus se naam, Here. Seën dan nou die lof en aanbidding, Here. Want dit is, Here Vader, is alles net vir U. As my in Jesus se naam. Amen. Amen.
send us the rain, Lord. Send us the rain. Send us the latter rain. We need the rain, Lord. We need the rain. We need the latter rain. Send us the rain. Send us the rain, Lord. Send us the rain. Send us the latter rain. We need the rain, Lord. We need the rain. We need the latter. Pour down the rain, Lord. Pour down the rain, Lord. Pour down the rain. Pour down the latter rain. We need the rain, Lord. We need the rain. We need the latter rain. Oh, power in the rain, Lord. Power in the rain. Power in the latter rain. We need the rain, Lord. We need the rain. We need the latter. Send us the rain. Send us the rain, Lord. Send us the rain. Send us the latter rain. We need the rain, Lord. We need the rain. Oh, we need the latter. Pour down the rain, Lord. Pour down the rain, Lord. Pour down the rain. Pour down the latter rain. We need the rain, Lord. We need the rain. We need the latter. There's power in the rain. Power in the rain, Lord. Power in the rain. Power in the latter rain. We need the rain, Lord. We need the rain. We need the latter. Come on, like a song for me. Send us the rain, send us the rain, Lord. Send us the rain, send us the latter rain. Jesus, we need the rain, Lord. We need the rain. We need the latter. Pour down the rain, pour down the rain, Lord. Pour down the rain. Pour down the latter rain. We need the rain, Lord. We need the rain. We need the latter. I lost them all. There's power in the name. Power in the rain. Oh, power in the rain. Power in the latter rain. We need the rain, Lord. We need the rain. We need the latter rain. Doe dit vanmorgen, Heer. Stuur die later in, Heer. Ons is dorst voor die reën van die Heilige Geest. Halleluja. Oh, send down the rain, Lord. Dis ons gebed vanmorgen.
Ons het herlewing nodig, Here. Want die wêreld het herlewing nodig, Here. Die oorlog wat aan die gang is, wat gebeur in Israel. Here, ons het 'n uitstorting weer, 'n vars uitstorting van U reën nodig. Send us the rain, Lord. Send us the rain. Oh, send us the light rain. Oh, we need the rain, Lord. We need. Oh, Tarabasukaya Tarababo. Hallelujah. Send us. Oh, send us. Send us the light rain. We need the rain, Lord. We need the rain. We need the light. Pour down the rain, Jesus. Pour down the rain, Lord. Pour down the rain. Pour down the light rain. We need the rain, Lord. We need the rain. Oh, we need the light. There's power in the rain. Power in the rain, Lord. Power in the rain. Power in the light rain. We need the rain, Lord. We need the rain. We need the light rain. Hallelujah. As jy daarna smag, sê hallelujah. Sê prys die Here. Halleluja. U kan die sitplek inneem vinnig, nie verlang nie. Moenie te gemaklik raak nie. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Oh, showers of blessing, showers of blessings relief. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, a precious reviving again, over the hills and the valley.
are falling. Here. Maar maak die sluise van die hemel oop oor ons, Here. Oh, but for the showers we plead. Oh, as jy die stotreed van die Heilige Gees soek, sê amen. Hallelujah. We thank you
for your rain. I'm not afraid, not afraid. Say it again, healing rain is falling down, healing rain. Let it rain, so let it rain. Yes, let it rain, healing rain, healing rain is falling down. Oh, healing rain. So let it rain, let it rain, let it rain. Come rain on us. Oh, come shower us with your rain, your blessings, Lord. For we need it, Lord, we need it. We need your touch. So Holy Spirit, rain down, rain. You're my friend, and how I need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, and let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. So Holy Spirit, rain down. Say, Holy Spirit, rain. Touch again. Oh, Holy Spirit, rain, rain down, rain, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Oh, no eye has seen it, for no eye has seen, no ear has heard, and no mind can know what God has in store. So open up heaven and open it wide over your church and over our lives. So Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter and friend, you're my friend, Lord. How we need your sweet touch once again. Oh, Holy Spirit, rain
change our hearts as we stand on your holy word. Holy Spirit, rain down. So let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Kom ons gee die Heilige Gees 'n wonderlike hande klap. Halleluja. Was dit nie vir die Heilige Gees nie? Was dit nie vir die Heilige Gees nie, was ons nie hier nie. Amen. Prys die Here. U kan u siplik inneem, familie. Dankie orkes. Ek wil onmiddellik beweeg na die woord van die Here toe, want dit sluit alles so mooi in. Die Heilige Gees gaan nêrens heen nie. Ons is nie besig om die Heilige Gees te onderbreek op hierdie oomblik nie. Ek weet hy is in ons midde en hierdie ons gaan na hierdie woord aangaan. Maar ek hoop u het 'n begeerte vir herlewing. Weet u dat daar's kerke wat nie glo in herlewing nie of herlewing selfs verwag nie. Hulle gaan net aan. Ek sê, Here, iets moet gebeur. Die kerk is dood. Daar kort lewe. Daar kort krag. Geweldige krag. En dis waaroor ek met u wil praat en u moet verstaan, hier is 'n baie moeilike woord vanmôre om vir my om te bedien, omdat dit mag klink of ek jou oordeel. Maar weet dit, ek ken nie jou situasie nie, ek ken nie jou persoonlike lewe nie. So as die skoen pas, trek hom aan. Want ek doen net wat die Here vir my sê ek moet doen. Amen. Moenie kwaad wees vir my nie. Jy moet kwaad wees. Kom ons los dit net daar. Jy weet wat ek wil sê. Maar stem nie saam met my, die tyd is te min en die tyd is te ernstig om kerk te speel. As ons sien wat besig is om te gebeur oor die wêreld met 'n derde wêreldoorlog wat miskien al reeds aan die gang is. Wat gebeur in Israel? Wat gebeur met mense? Wat gebeur met die kerk op hierdie oomblik? Dan sê ons, my Heer, ons het 'n ingryping nodig, soos nog nooit van tevore nie. Ons kan nie lui wil wees in die tye waarin ons lewe nie. Ons het man en vroue wat sê, ons trek die streep en sê, genoeg is genoeg. En Kruiskyk Familiesentrum, die Here help ons, dat ons daar die kerk sal wees onder andere. Wat sê, ons trek die streep en sê, genoeg is genoeg. Ons soek God se hande. Ons soek God om te beweeg, soos nog nooit van tevore nie. So voor ek preek, klink of ek al klaar preek. Maar, ek wil net sê, dankie vir u. Dankie vir al ons kykers, wat ons altyd so finansiëel ook ondersteun. Maar ek wil ietsie vra vandag. Mag ek ietsie vra? Die Bybel sê julle het nie omdat julle nie vra nie. Nou, ons het die beste klavier hierso. Nie die speler nie, daar's baie beter spelers, maar die klavier is 'n baie goeie. Ons het die beste tegnologie wat klavier aanbetref. En daai orgeltjie, daar is nie 'n orgel. Ek dink daar's net 4 van hulle in Suid-Afrika so terloops. Van hierdie Krumar, dis 'n regte allerhande samples van die B3 organ en ek love 'n B3 organ. Ek praat so met die Gees. As jy my soek in die hemel, soek jy daar waar die orgel is. Ek soek nie die B3 organ. Ek sal daar wees. En dan het ons op Noord hierso wat die beste is. Nou, ek wil jy vra vandag en maak daarmee wat jy wil.
Ons dromme. Ons het die beste drummer, maar ons het nog nie die beste dromme nie. Want kom ek vertel vir u nou, ons wat nou so 'n bietjie klank verstaan en u sal nou weet, die mense aan hierdie kant sal baie meer oorweldig word met die dromme as hierdie kant. So u sal 'n redelike goeie, kom ons praat van studiotermes, 'n goeie mix hoor, 'n front of house mix hoor hierdie kant, maar hierdie kant mag dit dalk 'n bietjie uitdaging wees want ons dromme lek nog deur en so. Maar ek dank die Here vir die tegnologie wat ons het in die tye waarin ons lewe. En daar is 'n elektriese drumkit wat ons soek wat ongelooflike samples in het van dromme en wat gaan help met die front of house. So ons wil vra as u dit oor die hart kan vind om 'n bydrae te lewer vir elektroniese drumkit. Nou dis nie Ewan wat my vra nie. Ewan het my die dromme gewys. Toe sê ek sien, ek weet nie wat gaan ons doen nie, ons moet daai dromme kry. Hy het vir my op video gewys en hoe die goed werk en klink en is fantastiese tegnologie. Dit gaan ons front of house klank soveel beter maak. Dan is daar nog mikrofone wat ek ook soek. Daar's 'n mikrofoon vir ons predikers wat ek soek, wat ek weer wil hê. Ons het op 'n stadium daar in Furlands een gehad, maar hy het gegaan. Hy het gekom en gegaan. Maar ons wil weer vir die predikers net 'n headset kry wat dit bietjie makliker maak om te bedien en so meer. En dan is daar nog 'n klomp goed wat ons wil opgradeer op die verhoog. Want hier by Kruiskyk glo ons aan uitnemendheid. Ons kompromieer nie met die tweede beste nie, ons soek altyd die beste. Amen. Ek gaan jou nie sê wat die bedrag is nie, want ek is bang jy skrik. So praat met my na die tyd af. As jy enige bydrae wil lewer vir die orkes, kan u net 'n inbetaling maak in ons bankrekening in wat sê net orkes, dan sal ons weet om daai geld te allokeer vir die instrumente. Baie dankie. Ons eendag gaan ons 'n goeie dromme hê. Halleluja. Jy moet nou net so lyk nie. Ons vra dit al ons besoekers, ons vra dit daarom nie elke Sondag vir geld nie. So baie dankie. Hierdie woord vandag is nie net vir familiesentrum nie, maar is vir elke kyker, elke bedienaar van God se woord reg oor Suid-Afrika en selfs die wêreld. En ek wil hê jy moet regtig aandag gee aan wat ek vandag gaan lees en hier gaan 'n paar goed wees wat ons gaan ruk. Maar wie weet, ons is nie hier om oor die ore gestreel te word nie. Ons is hier om geruk te word om te sê, Here, wat is volgende? Wat is volgende, Here? Want ons smag na herlewing. En herlewing kom met 'n prys. Hoor mooi. Herlewing val nie net uit die lug uit nie. Dit kom met 'n prys. En as ek nog nie 'n heilige lewe gedruk het nie, beloof ek u, het ek hierdie woord ook in daardie boek ingesit. Hierdie woord pas 100% binne in daardie boek in, 'n heilige lewe. En ons gaan kyk wat sê God se woord. Jeremia 3. Ons gaan net 3 versies lees. Jeremia 3 vers 1 tot en met 3. Hy sê as 'n man sy vrou verstoot en sy gaan van hom af weg en word 'n ander man sin, kan hy dan nog na haar teruggaan? Sal daardie land nie skandelik ontheilig word nie? En jy het met baie minnaars gehoreer en wil na my terugkom, spreek die Here. Slaan jou oë op na die kaal heuwels en kyk, waar is jy nie onteer nie? Aan die paaie het jy vir hulle klaar gesit, soos 'n Arabier in die woestyn, en jy het die land ontheilig deur jou hoererye en deur jou boosheid. En hier is dit nou. En die reënbuie is ingehou, is teruggehou, en daar was geen laatreëns nie. En jy het 'n hoere voorhoof gehad, sê Eina. Ons gaan vandag sien wat beteken daardie woord. Jy het geweier om jou te skaam. So Vader, ek weet
dat ek weet. Hierdie woord sal nie gepreek kan word in baie kerke nie. Baie kerke sal dit verban. Sal dit uitjaag, sal my stop in die middel van hierdie preek en sê, jy is nie meer welkom in hierdie kerk nie. Maar ek dank die Heer, dat ek weet dat God hierdie woord nie net in familiesentrum wil gee nie, maar in elke gemeente reg oor Suid-Afrika. Want die Heer, daar's 'n God in die hemel wat iets wil doen, maar die kerk is in 'n wiggie. Besig om gesus te word, heen en weer, om net rustig te slaap. Hy moet net nie wakker word nie. Maar mag my Here Rabbo sê, baribo kotelebeben. Mag hierdie woord die kerk uit sy vigie uitruk vanmôre. Mag die kerk wakker word vanmôre. Mag daar mense wees, manne en vroue wat sê, ons staan op en ons soek geregtigheid, ons soek herlewing, ons soek die latereens van die Here. Ek bid dit in Jesus naam. Salf my lippe, dit is nie in my vermoë om hierdie woord te bedien, Here. Sal U my kom aanraak vandag, Here. O, my Here, praat hierdie lippe van, laat ek net die spreekbuis wees, Here, terwyl wie U praat, Here. Praat, neem beheer van my lippe, Here. Praat met die kerk, praat met elke individu, praat met Suid-Afrika, praat met die wêreld, Here. Ons het God nodig. Ons het nodig om op te hou om luid te wees. Ons het nodig om die aangesig van die Here te soek. Ons het nodig om te bekeer. Ons het nodig om werklik na die Here toe te draai met alles wat binne ons is, Here. Bid dit in Jesus naam. Amen en amen. So 'n man loop in die Sahara woestyn. Hy is so dors. Hy is desperaat vir water. En terwyl hy dorstig en moeg is, sien hy daar iets in die verte. En hy dink hy moet net daar uitkom, want daar gebeur iets, daar's 'n roering, daar's iets aan die gang daar, en as hy daar gaan kom, gaan hy sekerlik water kry. En hy haas homself om daar uit te kom, en die volgende oomblik toe hy daar is, toe sit 'n ou oom wat dasse verkoop. Dasse in die woestyn. Desperasie hierdie man. Oom, het jy nie water nie? Ek is so dors. Hierdie oom sê, ek het ongelukkig nie water nie, maar soek jy nie 'n das nie? Hy skree op die oom. Hy sê, oom, jy verstaan nie, ek soek nie 'n das nie, ek soek water. Hy sê, okay, moet dan nie my das koop nie. Maar, sien jy hierdie groot duin hier? Net so eentjie aan, sien jy hierdie groot duin wat hier voor ons staan, so 'n bietjie aan, daai groot duin. As jy oor hom kom, aan die ander kant, is daar water. Is daar 'n hele restaurant. Jy kan kies en keer wat jy wil hê, sparkling water, stil water, gegeurde water, en as jy coke wil hê, is daar sommer coke ook. So as jy net so 'n bietjie aanstap en jy sê, jy moet nou net jou laaste bietjie krag bymekaar kry, om oor daardie duin te kom. En dan gaan daar water wees, alles wat jy nodig het om jou dors te les. En hierdie man is dankbaar, hy vat sy laaste energie en hy durf daardie groot duin aan. 3 ure later, sit die oom by die dasse verkoop, en hy kyk, hy sê, hier kruip hierdie man terug. Hy sê, wat maak jy hier? Die restaurant is daai kant toe. En die man, nou jy weet, toe hy net nou 3 ure terug by die oom was hy al reeds dors. En moeg. Nou plak hierdie man sy tong aan sy verhemelte vas. Sy lippe is gebars. En die oom sê, jy verdwaal, die restaurant is daai kant toe. Hy sê, oom, gee my net 'n das, want hulle laat my nie toe sonder 'n das.
Familie, daar kom tye, wanneer ons geestelik deur stowwerige, droë woestyne stap, in ons geestelike lewe. Waar ons smag na die lewende water, na die fontein van die lewe en sê, Here, ek is dors. En ek weet nie van jou nie, maar ek is hier vandag om te sê, Here, ek is dors. Ja, ek het die lewe, die water van die lewe ontdek. Ja, ek het hom. Maar Here, hier's fout in my lewe. Hier's fout in die kerk, Here. Ons is droog, ons is dors. En wanneer jy lank genoeg by die Here is, dan weet jy dat God soms droogte gebruik om ons dieper te laat delf vir water. Want hoor mooi, en ek gaan dit weer sê, herlewing is nie vir lui Christene nie. As jy wil aanploeter en net aangaan om jou gewete te sis om kerk toe te gaan, God bless you. En 10-10-1 gaan jy nog hemel toe ook. Want as jy glo in die seun van God, sal jy gered word. Go, jy gaan hemel toe. Maar ek sê, Here, ek wil niks mis op hierdie aarde nie. Ek wil impak maak. Ek wil beïnvloed. Ek wil die poorte van die hel skep. Kom maar, ek moet 'n wag voor my mond kry, Here. En God gebruik soms droogte om ons te forceer vir die wat werklik dors is. Om ons dieper te laat delf vir water, dieper te laat boor vir water. En vandag se woord gaan ons help om te delf, te boor, om te sien hoe om verkwikking en vernuwing te vind vir herlewing, om herlewing te kan ervaar. Hoor mooi, as hierdie woord, ek hoop u versprei hierdie woord so ver as wat jy kan. Want as hierdie woord 'n rema word, lewendig word in elke Christen in Suid-Afrika, sal, hoor mooi, sal ons herlewing sien. Hoor mooi. En Jeremia 3 vers 3 gaan reg na die kern van ons probleem toe. En dit sê, en die reënbuie was ingehou, dit was teruggehou, en daar was geen laatreëns nie. Nou kom ek sê vir u, ek glo in herlewing. Verwag u nog herlewing. Hoor wat ek vandag vir u sê, ek glo. Ons gaan herlewing sien binnekort, as ons nie al reeds besig is om herlewing toe te tree nie. Waar daar 'n groot oorweldigende beweging van God se gees gaan wees, waar die kerk van die Here Jesus Christus weer aan die brand gaan steek, met nuwe lewe en nuwe dinamiskrag, sodat duisende en 10.000 siele tot inkeer kan kom, waar hulle self bekeer en oorgee. En ek praat nie van 'n oppervlakkige bekering nie, want hoor weet, die probleem nommer 1, hoekom die later eens nog teruggehou word, is omdat ons oppervlakkige bekering sê. Vergewe my. Ons sien nie meer nat bekerings nie. Ons kry 'n droë bekering. Ons steek ons handjies op en sê, dankie liewe Jesus, u kom woon in my hart. Dankie, vergewe my sonde. En dankie dat ek my naam geskryf is in die boek van die lewe. Dankie vir wat u vir my nou kom doen het. Ek is 'n koningskind. Dan stap ons hier uit, dan doen ons presies wat ons gister gedoen het. Presies. Ek praat van 'n bekering. Wat wys in jou gedrag? Wat wys aan jou optrede? Wat sê, dis wie ek was, maar dis wie ek nou is. Ek praat van 'n nat bekering. Ek praat waar jy berou het, waar jy huil en sê, Here, wees my sondaar, genadige. Ek verdien die hel, maar u het vir my lewe kom gee. Here, vergewe my. En nou gedra jy jou soos 'n kind van God. Ek praat van bekerings in hierdie herlewinge, wat nie oppervlakkig is nie. Ek praat van bekerings wat diep is, wat heilig is. Manne en vroue wat sê, ons word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar ons is met die Gees gevervul en ons lewe 'n heilige lewe, afgesonder van die wêreld vir Jesus Christus. Dis 'n bekering. Nat bekerings. My God, help ons. Ons sien die eerste fundamentele herlewing in Jerusalem, die heel eerste herlewing.
120 word gevul met die Heilige Gees. Daarna kom daar 'n groot ontwaking. Ek glo daar was vroeër dalk ook 'n tipe van 'n ontwaking gewees, maar dit is dalk net nie neergepen nie. Maar ons kry die eerste groot ontwaking in 1730 tot 1755, veral onder die Amerikaanse kolonies en Britannia. Hoor mooi waaroor het hierdie herlewing gegaan in die 1700s. 1730 tot 1755. Die klem het geval op bekering en onderstreep heiligmaking. En 'n lewendige verhouding met God. En as ek, wanneer ons praat van herlewing, hoor nou mooi wat ek vandag vir u sê, en vir elke denominasie oor Suid-Afrika en oor die wêreld wil ek sê, as jy die heiligmaking na die vlees gaan nastreef nie, vergeet van herlewing in jou gemeente, vergeet van herlewing in Suid-Afrika. Herlewing kom vir diegene wat smag na heiligmaking. Jy kan skree herlewing, 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 soveel soos wat jy wil, maar as heiligmaking nie 'n prioriteit is nie, vergeet dit. En heiligmaking was 'n prioriteit. Die tweede ontwaking was 1790 tot 48. Die derde ontwaking was gelei deur die invloedryke D.L. Moody. 1850 tot 1900. Toe was daar die evangelieuse herlewing. 1904 tot 1905 vir 'n jaar lank. Onder leiding van Evan Roberts. Daar soveel mense in 1904 tot 1905 tot bekering gekom. Hoor mooi, dat kroe toegemaak het en tronke leeg was. Sal God ons nie help nie. O baribatatarabassukatarabbam. Luister maar, dit kom met 'n prys. Dis nie 'n goedkoop besigheid om herlewing te ervaar nie. Toe kom die Azusa Straat herlewing, waar die klem geval het, halleluja, op die gawes van die Heilige Gees en genesing in 1906 tot 1915. En ek wil dit uitskree vanmôre. Doen dit nog 'n keer, Here. Ons het dit nodig. Die laatreëns, ons het dit nodig, Here. Ons het weer 'n Heilige Gees, ontwaking nodig. Ons het nodig om die kerk uit sy wiegie uit te kry, want op die oomblik word ons aan die slaap gesis. Die kerk moet net nie wakker word nie. Maar my Here, sal ons ontslaa raak van hy wiegie. Sal ons hy wiegie breek en sê, kerk van die Here, staan op. Staan op. Die bruidegom se koms is voor die deur. En die bruid lyk aaklig. Die bruid se rok is geskeur. Die bruid se rok is bevlek en hoor mooi, die bruid is veronderstel om op haar mooiste te lyk. Skoon, pragtig, alles perfek. Hare, grimering, alles perfek. Wanneer die bruidegom kom en om haar te kom haal voor die kansel. En die Here weet, die Here kan nie nou kom nie. Want die bruid lyk sleg. Die bruid lyk nie goed nie. En wat doen herlewing? Herlewing gaan die maak dat jou rok skoon kom, dat jou hare netjies lyk, dat jy reg is, dat wanneer hy gaan kom, halleluja, ons het herlewing nodig, want herlewing kry die bruid gereed. Ja. Here help my. Clemens, hoekom sê jy al hierdie goeie? Sorry, ek moet nog gewond raak aan hierdie bril. Hoekom sê jy al hierdie goed, Clemens? Wel, nommer 1 is ek het dit gesê, en ek gaan dit ook nog 'n paar keer in my lewe sê. Die laaste sensus wat gemaak was, sê 80% van Suid-Afrika is Christene. Dierbares, ons moes al lankal in herlewing gewees het. Daar's fout. Die laaste sensus sê 80% van Suid-Afrika is erkende Christene. Waarom lyk ons soos ons lyk?
Waarom is daar nog soveel haat? Waarom is daar soveel tweedrag? Waarom lyk ons kerke soos dit lyk? Wat gaan aan? Iets is fout. Kan ek vir jou sê hoekom? Want is geestelik droog. Almal is dalk op pad hemel toe. Maar ek is nie net hier om hemel toe te gaan nie. Ek wil soveel impak maak dat die Here daar, wanneer ek daar instap by die poorte van die hemel, dan moet hy sê, wel gedaan, getroue diensknegt. Ek wil nie net 'n saamloper wees nie. Daar's geestelike droogheid. Ons het die dou van God se gees nodig. Die kerk van die Here Jesus Christus, moet benat word deur die Heilige Gees. Ons moet weer verkwik word, sodat ons weer 'n stem kan hê, sodat ons kan staan, sodat ons kan impak maak, sodat ons kan beïnvloed en effektief kan wees in die koninkryk van God. So hoekom sien ons nie vandag hierdie groot, wyd verspreide beweging van God se gees? En ons kry die antwoorde. Nou gaan ek met jou praat oor Jeremia 3, net uit hierdie 3 versies uit. Die hele woord bestaan net uit hierdie 3 verse. Al die antwoorde wat ons soek, kom in hierdie 3 verse voor. Alles wat herlewing aanbetref. En wanneer jy gaan kyk na die Engelse vertaling in Jeremia 3 vers 3, dan sê hy, therefore, the showers have been withholden and there have been no latter rain. Therefore, besef vir my, iets het gebeur. Iets het dit veroorsaak. Iets het gebeur dat die later eens teruggehou word. Jeremia het omtrent hierdie woorde ongeveer 3000 jaar teruggeskryf. En hier is die ding wat ek vir jou wil sê. En as jy studie doen in Jeremia, dan sien jy dit. Hoe Juda verval het, weer terug in hulle ou weë. Kan ek dit sê? Hulle het hulle standaarde verlaag. Hulle het hulle goddelike standaarde verlaag. Hulle het teruggegaan, wanneer ons sê iemand het teruggeval, ons hoor dit baie maal, Frans, waar is daai boete, waar is daai sisse, en die paar mense wie se sitplekke leeg is, waar is hulle? Dan hoor jy hulle sê, hulle het teruggeval. Wat beteken terugval? Dit beteken om terug te gaan na jou ou weet toe, hoe jy geleef het voor jy by Jesus uitgekom het. Jy het jou standaarde weer verlaag. Jy het weer teruggeval in die wêreldse manier van dinge doen. Jy lyk nou soos die wêreld en jy klink soos, jy het teruggeval in jou ou weë, in die ou manier van dinge doen. En waarom sien ons nie herlewing nie? Kom ek maak al die hypergrace teoloë weer kwaad. Dis julle skuld. Want daar word nou verkondig, jy kan maar doen wat jy wil, jy is nog steeds op pad hemel toe. Wat wil jy nou heiligmaking voorstel? Jy is besig met werke. Wel, glo daai teologie as jy wil, maar ek gaan nie. Ek glo aan heiligmaking. Ek glo om God ordentlik te dien. Ek wil 'n ambassadeur wees van die hemel. Ek wil sorg dat my bruid, my kleed skoon is. Ek wil impak maak in Suid-Afrika. Ek wil lewe vir die Here om te beïnvloed. Ek wil impak maak en beïnvloed die koninkryk van lig. Ek wil 'n draer wees van die heerlikheid van die Here, maar jy gaan nie die heerlikheid van God kom dra wanneer jy speel met sonde. En wanneer jy nou maar sê, die genade maak my toe. Ek kan maar doen wat ek wil. Ek kan horeer pornografie kyk. Ek kan maar doen net wat ek wil. Jy sien, Efesiërs 5 vers 15. Ek weet nie hoeveel keer ek hierdie skrif aangehaal het in my lewe nie.
En hoeveel keer terwyl ek voorberei, dan kom hierdie woord weer by my op. Want jy sien, wanneer jy gefokus is om heilig te lewe voor die Here, en jy is gefokus om te kyk hoe naby jy aan hom kom, dan raak hierdie skrif 'n prioriteit. Efesiërs 5 vers 15 sê, pas dan op dat julle nou geset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, want die dae is boos. En ek is 'n prentjie mens, en ek sien hierdie sirkel. Bly by my. Die Here wys my hierdie sirkel. En hierdie sirkel is die Christendom. Elke liewe Christen is in hierdie sirkel. Maar weet jy waar is Jesus in hierdie sirkel? Reg in die middel van hierdie sirkel is Jesus. Jesus be the center. Amen. En Jesus is in die middel. En wie was al die Christene? Hier teen die kant van die sirkel. Hier waar die sirkel draai. Want ons kyk hoe naby ons aan die wêreld kan kom. Maar ons wil nog steeds sê ons is Christene. Ons is in die sirkel. Maar as ons, enige oomblik kan jy afvoeter in die wêreld in. Maar wat hierdie skrif vir ons sê, pas dan op. Lig jou standaarde. Hou op om lui te wees. Maak aanpassings om te sê, ek wil kyk hoe naby ek aan die Here kan kom, en nie kyk hoe naby ek aan die wêreld kan kom nie, want die kerk is in sy toestand op hierdie oomblikke, en ons is in droogte, want die kerk leef op die afgronde, ons is in die sirkel, maar ons is nie naby Jesus nie, ons is nog, ons het 'n verhouding met hom, ons gaan so 1 keer 'n week gaan ons kerk toe, en ek praat daarom in die aand met die Here. Maar by die werk en tussen die vriende en die kollegas, lief ons hier op die rand, en enige oomblik kan jy afvoeter. En ons word nou geset wandel, hoekom? Want jy sal saam met my stem, die dae is boos. So hier kom Jeremia nou, en hy sê, daar is droogte, want die volk het teruggeval. Hulle het geval in hulle standaarde. Hulle het terugbeweeg in die werke van die vlees. Terugbeweeg in hulle ou manier van dinge doen. Terloops, reg deur in die Ou Testament sien ons dit. Elke keer wanneer God sy mense verlaat het, wanneer God se mense, hom verlaat het, wanneer God se mense hom verlaat het, dan het hy die reën teruggehou. Hy het letterlik die sluise van die hemele toegemaak. En dis presies 'n skaduwee wat ons sien geestelik. Want ons leef nie meer heilig nie. Ons het verval weer terug in ons ou weë. Gered, Christene, ons is binne in die sirkel. Maar ons het ons standaarde verlaag. En nou is daar geestelike droogte. En wanneer daar geestelike droogte is daar, hoor mooi, en ek praat nou met Clemens eerste. Ek praat nou met myself eerste. Ek sal nie 'n vinger vandag so wys nie, of so wys nie, ek wys eerste na my. Nou is daar 'n gebrek aan geestelike krag. Nou sien ons nie meer geestelike kragtige manifestasies nie. Hoekom? Weet jy wat is my gebed die laaste paar weke? Ek het dit een Woensdag aand genoem hier by worship. Handelinge 19 vers 11. Ons het gepraat 'n paar weke terug oor meditasie, om te mediteer. En hierdie skrif mediteer ek op. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen. En ek sê, Here, U is nie 'n aannemer van persoon nie. Ek wil sê, Here, mag daar geskrywe word, en God het buitengewone kragte deur die hande van Clemens gedoen. Jy moet jou naam daarin sit. Maar hoor mooi, dit kom met 'n prys. Dit kom deur afgesonder te lewe, om nie te kyk hoe naby jy in die wêreld kan kom nie, maar om nou geset, reg in die middel, saam met Jesus te wees, en saam met hom te wandel, sodat jy wanneer hy fluister, kan doen wat hy wil hê jy moet doen.
Dit kom met 'n prys. Waarom sien ons nie hierdie goed nie? Waarom sien ons dit nie? Want ons is geestelik droog. En God wil hê ons moet delf en boor. Maar die kerk is te lui, want ons word gesis. Jy het niks nodig om te doen nie. O, die genade, die genade. Wiggie, lekker. O, Here, ek maak weer baie mense kwaad vandag. Dis die tyd waar die Here wil hê. Ons moet die tyd uitkoop. Mense, jy kan mos sien wat aangaan in die wêreld. Jy kan mos sien wat aangaan in die wêreld. Maar nog steeds slaap ons. Nog steeds word ons gesis. Ons moet dieper delf. Ons moet boor. Ons moet sê, ek soek nie 'n das nie. Gee my water. Want die kerke deel dasse uit. Ek praat geestelik, ek praat nie nou fisies nie. O, jy moet, mooi Christen. Oh, I'm the righteous of God. Is jou datsie? O, ek is so die geseënde van die Here. Omdat ek hom dien, is jou datsie, heerlik mooi. En ons krijg, ekskuus vir my Engels, sugar-coated boodskappe. Want ons kry dassies. Ek sê nou is ek besig met die Here met hierdie goed. Ons sê, Here, kan ek ook net bietjie iets mooi spreek? Ek voel net ek slaan almal en voeter almal en beklei met almal. Maar die Here sê, dis waaroor ek jou geroep het. En ons het sugar-coated boodskappe. O, jou oulike ding. Jy is so mooi. O, reguit op pad hemel toe. Halleluja. En jy gaan prosper, papa. O, jy gaan so geseënd wees. O, jy is so oulik, jou dingetjie. Jy is so dassie. En dan sal mense wat by die tafel arriveer en sê, los die das, gee my water. Gee my water. Ek is dors. Ek soek nie 'n das nie, ek soek water. Kruiskyk Familie Sentrum, hoor die woord van die Here. Hierdie sal 'n plek wees waar ons nie dasse gee geestelik nie, maar ons gee vir jou water, dat jy kan drink. Dat jy kan drink. Maar ten spyte van die geestelike droogte, hoor mooi, is God nog steeds op die troon. Ek sien dit. Hoor mooi, ek wil dit duidelik stel in die droogte. Christus se kerk heers nog steeds teen die poorte van die hel. Die Here voeg nog steeds daagliks by. Diegene wat gered word. Die Heilige Gees oortuig nog steeds van sonde in die tye waarin ons lewe. Die oes word nog steeds ingesamel. Al is daar boosheid wat vermeerder word en onheiligheid wat meer word. In al hierdie chaos is daar 'n oorblyfsel. Wat sê ons is dors? Moenie vir my 'n das gee nie. Ek is dors. En hulle is min. En ek weet, dit maak ons, omdat ons die minderheid is, baie onpopulêr. Maar ek is nie hier om populêr te wees nie. Ek gee nie om ek sê, Here, ek is dors. Die kerk moet weer dors word. Ons soek die Heilige Gees. Ons soek die vuur van God. En in al hierdie droogte sien ons nog steeds siele wat tot bekering kom. Wie wat sien ons? En dis hoekom ek daai lied gesing het. Mercy drops. Round us are falling, but for the showers we plead. Ons sien God doen dinge. Ons sien wonderwerke hier.
Ons sien 1 of 2 bekerings hier en iemand wat nou weer gedoop wil word want ek het my hart vir die Here gegee. Ons sien woensdaagaande hoe die Here mense doop nog met die Heilige Gees met die bewys van spreuke in tale. Ons sien bewegings, ons sien roeringe, maar is druppeltjies hier en druppeltjies daar. Maar die Here weet, ek wil sê my God, ons soek nie meer druppels nie. Druppeltjies maak ons reeds dankbaar, maar vir die vloed soek smeek ons Here, vir die stotreën soek ons smag na die stotreën, Here. So waarom sien ons so min krag wanneer die Bybel verkondig word en verklaar word? Waarom is kerke besig om leeg te loop? Waarom is kerke ondoeltreffend? Droog. Waarom sien ons soveel Christene met baie liefde en respek wat swak is? Wat is die oorsaak van hierdie geestelike droogte? En Jeremia gee vir ons hierdie antwoord. Hoekom ons net druppeltjies sien en nog nie die vloed nie? En die heel eerste oorsaak wat Jeremia vir ons gee, nommer 1, en dis 'n rowwe een, maar skryf neer wat ek nou sê. Wat is die oorsaak van hierdie geestelike droogte, wat hierdie herlewing, hierdie laterheen terughou? Geestelike oorspel. Wat behels dit? Wel, kom ons gaan gou in. Hoor wat sê vers 1 van Jeremia, ons geleesde gedeelte, vers 1 en vers 2. Vers 1 sê, jy het met baie minnaars gehoreer. En verstaan mooi, praat jy geestelik. Vers 2, jy het die land onheilig deur jou hoererye en deur jou boosheid. Hier is 'n nare, maar 'n ware prentjie. Die Bybel praat van 3 verskillende egbreuk. Hy praat een van die fisiese egbreuk, dan praat hy van mentale egbreuk, en dan praat hy van 'n geestelike egbreuk. Die fisiese egbreuk, weet ons almal, kom voor in die 10 gebooie, jy mag nie egbreuk pleeg nie. Met ander woorde, jy moet 'n man wees van 1 vrou, en 'n vrou wees van 1 man, punt. Here, ek het gevra, ek moenie dit sê nie, maar hier gaan ek dit nou sê. Dit het niks met my preek uit te waai nie. Luister, voor die huwelikse seks is uit, hoor jy? Jong mense, hoor mooi, ek kan dit nie, Genesis sê, die man sal sy vader en moeder verlaat en aan sy vrou kleef en hulle sal 1 word. Dis ver meer net as 1 in vlees. Wanneer jy saam met so slaap en sê, okay, ek dink ek gaan met haar trou. Nou slaap jy, maar nou kom jy agter, nee, dit ding gaan nie werk nie. Nou slaap ons weer saam met so. Want ek dink ek gaan met haar trou. Nee, dit gaan ook nie werk nie. Nee, weet wat maak jy? Jy tel goggas op. Ek praat van geestelike goggas. Jy is nou soveel goed in my kop, maar ek wil my gedra. As jy trou, en jy staan werklik voor die dag voor die troue, wanneer alles gereël is, maak jy seker jong man, jong dame, en as jy wie wil trou, wie ook al julle wat nou wie wil trou, jy maak seker, die Bybel sê wat julle sal bind sal gebonde wees, wat julle ontbind sal ontbonde wees. Jy maak jou los van daai vorige vrouens en mans met wie jy geslaap het. Hoor jy wat ek sê? Jy het jy geestelike oorlog nodig om te voer, want al die goggas kom saam in jou huwelik in. En dis hoekom jy 'n man moet wees van 1 vrou en 'n vrou van 1 man. Want as jy 'n rond, dan kry jy goggas. Geestelike goggas. Wat jou lewe gaan verwoes, dan wonder jy hoekom werk jou huwelik nie? Hoekom is jou huwelik nie geseënd nie? Want jy het nooit daai bande gebreek nie. Jy het met goggas gekom in jou huwelik in. Sny af.
Wat julle sal bind, sal gebonde wees. Wat julle ontbind, Here, ek maak my los van hierdie vroue. Elke band wat daar was, Here, ek was onkundig. Ek was verkeerd, dit was verkeerd, Here, en ek het misgevat, ek het die stem gehoor nie, maar ek sny dit af in die naam van die Here, want ek wil heilig in my huwelik instappe. Ek wil heilig wees saam met my vrou. Ek wil heilig wees saam met my man. En dit het niks met my preek uit te waai nie. Hoekom ek dit gesê het, sal net die Here weet. En as jou lus nie geblus kan word nie, kom laat ek jou trou. Hou op vry, laat jy bewe. Ek en Stefanie daar langs die heater altyd gevry. In die winter, dan staan ek al op. Bewe eerder. Bewe maar. Weet ek wil vandag vir julle sê, ek is, Here, hoekom sê ek die goed nou? Maar ek wil julle net sê, wat 'n tipe vrou my vrou is. Die dag toe ons trou, toe was sy 'n maagd. Sy was 'n maagd tot op ons troudag. En jy kan maar respek hê vir dit. Want jy sien dit nie meer in die tye waarin ons lewe nie. Bewaar jou jong dame. Bewaar jou jong man. Want jy gaan goggas kry. Dit gaan goed in jou lewe nie sin maak nie. Jy wonder wat het fout gegaan, want jy het een geword met. En weet wat die probleem? Met die ou dingetjie wat jy geslaap het met 'n mooi liefetjie en weet wat dit so wat sy nie vir jou sê nie, sy het al by 5 ander ook geslaap. En nou die 5 se goggas, al 5 van hulle se goggas is op haar, plus die wat hulle by geslaap het en plus, dis 'n hele storie. Jy sit met goggas op goggas op goggas op goggas op goggas op goggas op goggas. Okay, kom ons kom terug na die preek toe. Nou kry jy mentale egbreek. Mentale egbreek is nou nie so erg soos fisiese oorspel nie, maar die saad is daar, die sonde is daar. Matteus 5 vers 28 sê, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Klaar sonde gedoen. Nou kom hy en dan praat hy van geestelike egbreek en ek wil hierby stil staan. En ek het die skrif nou net aangehaal vinnig. In Genesis. Dis God se ontwerp vir die huwelik. Die man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een word. Dis 'n Bybelse ding. En Paulus gebruik hierdie skrif wat voorkom in Genesis in Efesiërs 5 vers 31 en sê dit. Daarom moet die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Maar dan kom hy met iets baie belangrik in die volgende vers. En hy sê, hierdie verborgenheid, onderstreep verborgenheid. Daar's 'n groot geheim, daar's 'n les wat in hierdie woorde vasgevang is. Hierdie verborgenheid is groot, is massief. Jou verstand kan dit amper nie begryp nie. Maar ek sê dit, dat 'n man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een word met die oog op Christus en die gemeente. Christus en die gemeente. Sorry. Ek het my mic afgesit. Hy het die hemel verlaat vir jou en vir my. En Jesus verlaat sy vader. Die bruidegom sal sy vader en moeder verlaat. Hy verlaat sy vader om wat te doen? Om een te word met my en jou. Met ander woorde, hy kom trou met jou. En elke liewe keer, wanneer jy hardloop agter die werke van die vlees aan, elke keer wanneer jy jou rug op Jesus draai, is jy besig met geestelike oorspel. Hoor mooi, 'n man en 'n vrou word een in die huwelik. By jou bekering word jy een met Jesus. Jy trou met Jesus.
Wanneer jy sê, ek gee U my lewe, Here, ek kom woon binne in my, it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me, kry jy 'n ring, 'n geestelike ring, en die Here sê, ek en jy is getrou, nou word ons een. Johannes 17 vers 21 leer Jesus, hy bid en hy sê dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees. In ons. En wie? God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Een. En elke keer wanneer ons agter die vlees aan hardloop en vleeslike begeertes, elke keer wanneer ons kies om die patroon van die wêreld aan te neem, elke keer wanneer ons op die rand van hierdie sirkel lewe en ons voet eraf en ons val terug in ons eie weë, in ons sondige weë en al die dinge van hierdie wêreld, die patroon van hierdie wêreld wat ons weer aanneem, is ons besig met geestelike oorspel. Dan is jy ontrou aan God. En dis wat Jeremia 3 vers 2 sê, dan is jy besig om die lam te ontheilig deur jou hoerery en jou boosheid. Die Engels druk dit nog erger uit, nog meer uit. Hy sê, you have polluted the land with your prostitution and your wickedness. 80% van Suid-Afrika is Christen. Maar hulle is besig met geestelike hoerery. They've polluted the land. Suid-Afrika is besoedel omdat Christene afwyk van die verkeerde weë, na die verkeerde weë toe. Hulle afwyk van 'n goddelike natuur, 'n heilige lewe om nou geset met Jesus te wandel, wyk hulle af na die wêreldse manier van dinge doen. Want hoekom? Ek is onder die genade, jy durf nie. Jy ken nie genade nie, Clemens, jy moet 'n bietjie Bybelstudie gaan doen. Ek sê vir jou, as jy verval aan die werke van die vlees, en jy is besig met sonde, is jy besig met geestelike egbreek. En dis die rede, sê Jeremia, hoekom die laatreëns teruggehou word. En ons soek 'n herlewing, maar die Here sê, ek soek jou eers weer terug by my. Ek soek weer jou eerste liefde, voor ek herlewing kan stuur. Maar jy is besig met geestelike egbreek. Want ons leef in 'n tyd waar ons maklik en gemaklik ons liefde verdeel tussen die wêreld en die Here. Bietjie hier, bietjie daar. Ons het hom nie eksklusief lief nie. En so maklik kan ons iets anders lief hê. Ons sit met afgode, wat genoem word geld, roem, sukses. Enige iets wat bo in die plek van God ingestel word, is 'n afgod. Jesus kom in Matteus 6 vers 24, hy sê, niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, en hy sal die een aanhang, of die ander ene verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Mammon. Wat beteken Mammon? Mammon is 'n ou Arameese woord vir rykdom, geld en besittings. Dis wat Jesus hier sê. As jy geld, status, besittings jou prioriteit maak, en dis jou fokuspunt, ontneem dit God van sy regmatige plek in jou lewe, dan is dit 'n derde party wat inkom, en ons almal weet wanneer 'n derde party in 'n huwelik inkom, en daai huwelik moeilikheid. Wat sê Eksodus 34 vers 14? Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is jaloers. Hy is 'n jaloerse God. Hoekom is hy jaloers? Want hy soek jou vir homself. Hy wil jou nie deel met die wêreld nie, want so lief het hy jou.
dat hy sy seun gestuur het en hy het alles gedoen omdat hy jou liefhet en hy soek jou vir homself en elke keer wanneer jy terugdraai na die ou weë, elke keer wanneer jy terugdraai na die werke van die vlees en in sonde verval, draai jy jou rug op jou liefling, Jesus, die een wat sy lewe vir jou gegee het. Oké, nog net 2 punte en dan so klaar. Die volgende punt. Wat veroorsaak nog hierdie geestelike droogte? Sosiale konformiteit. Heerlikheid, dis 'n lelike Afrikaanse woord. Sosiale konformiteit. Wat beteken konformiteit? Dit beteken, en dis wat ons sien, ek het dit in die begin genoem, dat mense hulle gedrag, houdings en oortuigings aanpas om by die standaarde van die samelewing in die wêreld in te pas, om by dit in te pas. Ons verlaag ons standaarde. Ons val vir groepsdruk, want ons wil net nie uitwees nie. Jy's nie gered om in te pas nie, jy's gered om uit te staan. En jy is so bang om dat jy uitgesluit gaan word, want jy is altyd die main peanut in die pakkie. Maar nou is jy gered, nou kan jy nie meer uitstaan nie. Nou moet jy nog steeds inblend, jy wil nog steeds die main peanut wees in die pakkie. Maar goed moet verander. In Jeremia 3 vers 2, ons gaan na ons geleesde gedeelte toe, hy sê, langs die paaie het jy vir hulle gesit en wag, soos 'n Arabier in die woestyn. Ek dink die Engels sê, you sit like a prostitute. Wag vir 'n kliënt. Dis die een vertaling sê dit. Verstaan mooi, en God se volk was die Jode. Hulle het 'n verbond met God gehad. Maar hulle het gesit langs die pad soos die Arabiere. Hulle het begin doen wat die Arabiere doen. Hulle het die maniere van die Arabiere aangeleer. In 'n tyd waarin ons lewe, word ons baie dalk nie gedikteer deur die Arabiere nie, maar verseker lyk dit vir my, word die kerk gedikteer deur die wêreld. Ons leer nie maklik die Arabiere se maniere aan nie, maar verseker wil ons so graag net doen wat die wêreld doen. In my boek, 'n heilige lewe, ek dink daar's 3 hoofstukke wat ek praat oor Romeine 2 vers 1. Hy word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God is. En ons almal soek die welgevallige, goeie, volmaakte wil van God. Maar ons wil nog lyk soos die wêreld. Ons wil doen wat die wêreld doen. Ons wil gedikteer word deur die wêreld. Baie jare terug het ons die woordjie wêrelds gehoor. Onthou jy? Ek en my broer, ek onthou dit. Ons het nie gepraat van sonde nie. As hy sê, as ons iets moet doen en is verkeerd, dan sê ek of dat, sê ons, hey, hier is wêrelds. Kan jy dit onthou? Maar jy hoor dit nie meer vandag nie. Nee, dis wêrelds, ons gaan nie dit doen nie. Wat beteken dit? Beteken, ek gaan nie by die wêreldse manier van dinge doen. Ek gaan nie afwaartse aanpassings maak nie, ek gaan pas op. Ek gaan opwaartse aanpassings maak om nader aan Jesus te kom. Ek gaan nie my standaarde verlaag nie. Ek gaan nie aanpassings maak in 'n afwaartse beweging nie, maar ek gaan myself druk om beter te doen. Om nie soos die wêreld te lyk nie. En dis wat ons sien in die kerk. Ek is amper klaar. Dis wat ons sien onder Christene en in die kerkewêreld vandag. Hoor gou mooi, skryf neer wat ek nou sê. Die kerk het so wêrelds geraak. En die wêreld so kerklik, dat ons nie meer weet wie's wie nie. Amen. 80% van Suid-Afrika is Christene.
En die kerk het so wêrelds geraak en die wêreld het so kerklik geraak. Ons weet nie meer wie is wie nie. En dit hou die later een terug. Dis hoekom ons geestelik droog is. Laaste punt, hier is 'n erg ene. Onbeskaamde harte. Kom ons gaan terug, Jeremia 3 vers 3. En die reënbuie is ingehou en daar was geen later eens nie. Maar jy het 'n hoere voorhoof gehad, sê Eina. Jy het geweier om jou te skaam. Hierdie woord voel amper of dit nie kanseltaal moet wees nie. Maar dit is 'n baie belangrike woord om vandag te noem. Wat beteken, ek moes gaan kyk wat beteken hierdie woord, hoere voorhoof. Dis 'n verskriklike woord. Weet wat beteken 'n hoere voorhoof? Dis iemand wat 'n verharde, onbeskaamde houding het. Bly by my, kom ek verduidelik dit vir jou, ons is prentjie mense. Jammer vir my metafoor. 'n Jong dame sit met verkeerde vriende. Desperaat om geld te maak. En in die omgewing waar sy is en tussen die mense waar sy beweeg, verval sy in iemand se hande wat sê, word 'n prostituut. En daai jong dame, desperaat vir geld, want daar is nie geld nie. Die eerste kliënt kom. En ek is doodseker dat geen jong dogter, klein dogtertjie wat met 'n pop speel in haar ma se huis, haar pa se huis, het 'n droom om te sê ek wil eendag 'n prostituut word. Maar die lewe het jou gedruk en geforseer in 'n rigting in waar jy verval en jy in verkeerde omgewings begin beweeg. Jy het by verkeerde plekke uitgehang en ewerste het hierdie geleentheid by jou gekom en die geld is voor jou gehou. En na daai eerste keer is ek doodseker, het sy met skaamte haar kop laat sak en gesê, wat vang ek aan met my lewe? Ek is seker, dis nie wat sy oor gedroom het nie. En dan kom sy by haar vriendinne, miskien, want sy doen dit maar in stilte. Kom op 'n plek en hier staan klomp dames in 'n sirkel. En hulle praat oor wat hulle elkeen doen. Hierdie is, ek is besig, ek is 'n dokter. Hierdie is, ek is 'n prokureur. Hierdie een sê ek doen dit. Hierdie een sê ek is 'n onderwyser. Hierdie een sê ek werk daar en ek is die bestuurder daar. En dan kom hulle by haar, wat doen jy? Sakkie kop. Dan moet daar 'n leuen vertel word, wat ons kry skaam. Ons wil nie vir almal sê wat ek doen nie. Ek wil nie vir almal sê wat ek doen nie. Maar wat gebeur? Na die 50ste, 100ste, 150ste keer wat sy dit doen, raak sy verhard. Nou voel sy nie meer sleg oor wat sy doen nie. Nou sal hulle sal so ver gaan om in daai kringetjie te staan en sê, ek is 'n prostituut. Trots daaroor. Iemand wat 'n verharde, onbeskaamde houding het. Jy is nie meer skaam oor jou ontrouheid en jou verkeerde dade nie. En dit het niks net te doen met prostitusie nie. Dit is jou sonde. Daar's sondes wat ons koester. Sekere goed wat ons doen in ons gewoontes. Jy het dit al soveel keer gedoen. Dis nie meer sonde nie. Jy het al tot skrif wat sê, ek kan dit maar doen.
Ons is onbeskaamd. Want jy sien in die begin, na jou bekering, te val jy in bewing voor die Here neer. En sê, Here, wees my sondaar genadig. Hierdie ding is verkeerd. Ek wil nie hierdie ding doen in my lewe nie. Maar nou, na soveel male, nou is jy besig om hierdie sonde te vertroetel. En nou is dit deel van jou, jy is so verhard. En nou is jy onbeskaamd daaroor. Skryf neer wat ek nou sê. Mense het altyd gebloos as hulle skaam was. Nou kry hulle skaam as hulle bloos. Dis wat gebeur. Nee man, jy is onder die genade, hoekom wil jy nou skaam kry? Dis wat verkondig word. Bloos jy daarom nog van skaamte? Wanneer jy dink aan jou geestelike toestand. Bloos jy daarom nog kerk, wanneer jy die toestand van die kerk van die Here Jesus Christus sien. Ek weier om net te aanvaar. Herlewing is nie op pad nie, ons moet net aangaan soos ons aangaan. Ek kry skaam oor die droogte. Die geestelike droogte van die kerk. En ek wil sê, Here, iets moet verander. En hoe verander jy dit? Jeremia 3 vers 1 gee vir ons die antwoord. Ek wil dit in Engels lees. Wat is jou oplossing vir hierdie droogte? But you have lived as a prostitute with many lovers. Would you now return to me, declares the Lord. En ons almal weet, wanneer jy in 'n huwelik is, en daar was 'n derde party, jy kry dit, dat mense daardie persoon weer inlaat in hulle huis, en weer daai huwelike kans gee. Maar die groot ding is, wat vir my uitstaan is, but you have lived as a prostitute with many lovers. Dit was nie net eers een. Daar was soveel. En tog sê hy vir jou, will you please return to me? Kom na my toe, want ek het vir jou gesterf. Dit is vir my te kosbaar. Weet jy wat, ja, jy het many lovers gehad, maar kom na my toe. Ek soek jou. Kry weer jou eerste liefde terug. Openbaring 2 vers 4. Ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Kry weer jou eerste liefde vir hom terug. 2 Kronieke 7 vers 14. Die orkes kan opkom en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek. Hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe en hulle land genees. Hoe genees? Hoe word Suid-Afrika genees? Glo vir my, as die laatreën kom, is Suid-Afrika gesond. Maar daar's 'n paar goed wat ons moet regmaak. Daar's 'n paar goed wat ons moet van bekeer. En kan ek dit sê, en vergewe my wat ek nou sê. My gebed is, hoe gaan ek dit sê, om dit mooi te sê? Ek wil hier staan met 'n bytel en 'n hamer vandag. En ek wil onder die salwing van die Heilige Gees daai hoere voorhoof breek. Die Bybel het 'n ander naam vir dit. Hy noem dit selfgeregverdig. Want ons is so selfgeregverdig. Soos ek sê, ons het tot skrif om te sê, ek mag doen wat ek doen. Sal ons weer rou, sondaars, wat uitkniel en met traan voor die Here sê, vergewe my Here. Ek was verkeerd. Dit bly verkeerd. Ek soek die laatreëns om te val in my lewe. Ek soek die laatreëns om te kom.
te val op my, Here. Amen. Amen. Prys die Here. Elke oog gesluit. Ek weet hierdie was 'n harde woord. Dis 'n ongemaklike woord. Maar sal u saam met my stem? Dis 'n woord uit die troonkamer van God vir die kerk van die Here Jesus Christus. Here, ons kan nie soos die Arabiere langs die pad sit doen wat die wêreld doen nie. Here, ons wil nie geestelike egbreek pleeg nie. Nog minder vir ons 'n hoere voorhoof hê, Here. Ons draai en ons bekeer van ons verkeerde weë. En ons soek U met ons hele hart, verstand, alles binne in my, Here. Roep dit uit en sê, my eerste liefde, Jesus Christus. As jy sê, Clemens, ek wil ten volle draai vandag, dan steek jy gou jou hand op. Jy weet of hierdie woord vir jou was of nie. Steek vinnig jou hand op, laat sak het weer. Daar's 'n hand, daar's 'n hand, daar's 'n hand. Hier is soveel hande wat opgaan. Dankie, Here. Dankie, Here. Raf, sing vir ons dit. Sit net. Lord, send the rain and pour out your spirit. Let the fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Lord, send the rain, pour out your spirit, let the fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. And Lord, send the rain, oh, and pour out your spirit, and let the fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Lord, send the rain, send it now, and pour out your spirit, and let the fire fall, and heal us one and all, fall afresh on me. Halleluja. Daai mense wat die hande opgesteek het, kom vinnig, ek gaan saam met jou bid. Staan gou hier voor. Halleluja. Kom aan. Jy weet, kom aan, staan gou hier voor. Barato tu bosepa papokuta. Here, daai hardkoppigheid breek. Daai selfregverdigheid breek. Daai gewoontes breek. In die naam van Jesus. En die Here sê, ek gaan jou herstel. Ek gaan die later heen stuur. Ek gaan jou salf vanmôre, sê die Here. Ek gaan jou salf. O, die ou dinge is verby. Ek maak alles nuut vanmôre. Ek was jou verlede uit, sê die Here. Ek vergeet die dinge wat agter jou is. Ek
Verwyder dit so ver soos die ooste van die weste is. Draai ten volle na my, sê die Here. Maak my weer jou eerste liefde. Hou op om jou liefde te verdeel tussen die wêreld en my. Ek soek jou hele hart, ek soek jou hele verstand. Ek soek jou alles. Draai ten volle. En Here, laat ons weer in bewing voor die Here sal wandel. In bewing vir hom sal wandel. En dan sal julle die laderreën sien, Here. Barababaratorabasokayenda. O, soek julle laderreëns, Here. Maar die kerk moet weer bekeer. Die kerk moet wegdraai van geestelike egbreuke. Hy moet wegdraai van sy gedrag om te lyk soos die wêreld. Hy moet ophou so hardkoppig wees, onbeskaamd te lewe. Dis weer tyd om skaam te kry oor wat ons doen, skaam te kry oor hoe ons optree, skaam te kry oor ons gedrag, skaam te kry oor wat ons sê, ons gewoontes. In Jesus naam. Halleluja, sing dit saam. Mense, jy kan nou 'n bietjie aanbid. Ek gaan vir julle mense vinnig bid. Aanbid die Here. Luister, jy moet die aangesig, luister gou, Ref, stop gou, voor jy sing. Ek gaan nou saam met hierdie mense bid. Luister. Dis nou tyd vir jou om 'n bietjie Woensdae aan na kerk toe te kom. Ons gaan nou vir die volgende paar Woensdae, lê die Here dit op my hart. Ons gaan geen niks toebroodjies nie, niks. Ons gaan weer die aangesig van God soek. Ons gaan bid vir die laterreëns. Ons gaan op ons knieë weer gaan. Ons gaan die Here soek. Is jy saam met my? Jy moet pas op, ek roep weer vinnige 40 days. Want jy het lui geword. Ons gaan nou Woensdag aand, en ek weet nie vir hoe lank nie, niks toebroodjies nie. Net sing, worship en die aangesig van die Here soek. Want ek soek die laterreën. Ek soek die laterreën, Here. Ek soek die laterreën. En hierdie kerk sal 'n voorloper wees van dit. En ons sal heiligheid 'n prioriteit maak. Heiligmaking 'n prioriteit. Ons sal nie selfregverdig wees nie. Ons sal nie inmeng met die wêreldse manier van dinge doen nie. En lyk soos hulle lyk en doen wat hulle doen nie. Ons sal uitstaan. Dankie, Refse. Lord, send the rain and pour out your spirit. Let your fire fall and heal us one and all. Fall afresh on me. Hey, Lord, send the rain. Pour out your spirit. Pour it out, pour it out. Let your fire fall. Heal us one and all. Oh, fall afresh on me. Can we sing it, church?